Adrian, super dankie. Dis 'n massive voorreg vir my om hier te wees. Jy is, as mens dit in Engels sê, die goat van watches in Suid-Afrika. So ek dink jy's heavy bekend onder die ouens wat weet wat gaan aan in die watch wêreld. So super dankie dat jy die tyd vat om hier te wees. Dankie vir die geleentheid om op jou platform te kom. Hoorie, ek wil gou ek dink om te begin ek dink jy het al so baie keer jou storie gedeel, maar ek dink is altyd goed dat mens net weer deur dit gaan, en ek dink ook, jy mis baie keer die significance van dit wat jy opgebou het, want jy het letterlik, ek dink jy kom van Vogwel af, dis al na by ons, ja. So ek meen, en eindiglik Luxury Time, dis 'n moeë plek, dit is, as jy in Engels sê, is 9 syfers, dis 100 miljoen op sy waarde. So, well done. Eerste plek, dit is glad nie klein nie, dit is 'n massive accomplishment. Nee, dankie. So, ek dink jy overvalue om so bietjie, maar dankie. It's alright, dit voel wel nie baie keer so nie, maar dit is 'n ding. Ek dink, jy het 'n ding gesê in die vorige podcast wat jy sê, I've built a business for 13 years and it took them 2.5 minutes to take it all away. Ek dink ons het nou net van kamera af die incident gepraat daarvan, maar begin voor, sê ons van waar kom alles en hoe het jy 'n besigheid opgebou vir 13 jaar tot op daai punt? Ja, tot op daai punt van die roof was, toe was dit 13 jaar, maar ons is nou amper by 20 jaar in die besigheid. Ja, ek het begin maar met, soos enige entrepreneur, altyd idees gesoek om besighede te begin. Ek het al ander klein besighede gehad voor ek oorlosies gedoen het. Ek het al 'n videowinkel gehad wat die video's nog 'n ding was. Ja, die video's nog 'n ding was, toe maak ek die videowinkel oop. Toe ek nie eintlik marknavorsing of iets gedoen nie. Ek wou enigiets. Ons het gaan restaurant, ek en my peld gaan restaurante kyk, toe ons 'n restaurant koop, dan sit ons begin 'n haarkapper of kar was, en toe kom ons op die videowinkel ding af. Toe maak ek die videowinkel oop reg toe DStv se box office net uitgekom het, en ek het nie geweet nie, en ek dink ons was van die heel eerste winkels en die laaste winkels wat ooit oopgemaak het, en daai ding het, ek het so 6 maande tot 'n jaar gehou, toe sy bankrot. Ja, en toe het ek al met horlosies begin, maar dit was heeltemal soos nie 'n groot, dit was meer 'n hobby gewees. Ek het die website gehad al toe, en dit het maar net so opgebou, soos my vriende en goeders geld gekry het, en oor die jare het die besigheid maar net gegroei tot wat dit nou is. Yes. Jy was vir Vogwel en toe jy Pretoria toe. Ja, ons is eers Vogwel, toe gaan bly ons in Johannesburg, toe ek aan Rodepoort vir, wat ek dink standaard 2 was, toe kom ons Pretoria toe, en toe is ek stak hierso. Affies. Ja, ek was affies. Hoorie, obviously jy's 'n crazy cricketer, en is 'n groot ding vir jou. As jy praat van vriende, jy het in die vorige, ek het al podcast geluister waar jy jou vriende genoem het saam wie was jy op skool, en dis soos prominente cricketers wat al gejol het, ja. Weet sportsterre, so ja, ek was bevoorreg om saam met. Dink jy as mens kyk na daai deel van jou lewe, die invloed wat hulle het om jou, dink jy dit is 'n massive aanwins na jou sukses toe, is die kringe waar jy in groot geword, en nou ook, ek meen, jy kan seker bly waar jy wil in ons land, maar jy kies om nog steeds hier te bly, want jy het seker massive invloed hier. Ja, nee, verseker, ek dink sport het my definitief
gebring tot waar ek nou is, soos jy sê, met die netwerke, met die vriende en goed. Ek is nou nog vriende met al die mense teen wie ek cricket gespeel het oor die jare, wie ek ontmoet het deur cricket. Dit was soos 'n moerse stepping stone vir waar ek nou is. Ek is, ja, ek actually baie dankbaar aan sport en al daai vriende, weet hulle support my nou nog en ek dink as ek nie sport gedoen het nie, dan sou ek nie die vriende gehad het wat ek nou gehad het nie en dan dink dalk sou die besigheid nie gewees het wat hy nou is nie. Ja. Ek het so die goed wat ek al geluister het van jou is vir my ek was heavy geskok toe jy eintlik praat oor die horlosie self. Want jy verkoop nou horlosies op 'n groot skaal, maar dit gaan nie vir jou regtig oor die horlosies nie. Dis wat ek opgetel het. Dit voel vir my of jy 'n sukses sou gemaak het, whether jy karre verkoop het of wat ook al. Die horlosies was maar net 'n vehicle om dit te doen. Ja, nee, dit is tot 'n mate. Ek hou van horlosies, nog altyd daarvan gehou, maar ek is altyd iemand gewees wat iets wil verkoop om soveel geld as moontlik te maak. Dit gaan weer oor dit. Ja, so ek het altyd, hoe die horlosie ding eintlik begin het, was net om te sien, dis so klein item, maar jou winsmarge is so groot. Jy kan jou geld op van die goeder verdubbel. Ek hoef nie 10 ton se vleis te gaan verkoop of hout gaan verkoop of weet groot volumes te verkoop om die tipe geld te kan maak wat jy met een horlosie kan maak nie. So ja, ek's baie lief vir horlosies, maar die groter prentjies, dit was my 'n maklike besigheid besluit met die potensiaal wat jy kan maak op die horlosies as jy dit verkoop. En Adrian, sê gou vir my, as mens, ek dink met sport, die ouens wat sport doen, dit is asof hulle maar, dis 'n gamble, want ek meen sport, dis so min ouens wat dit in ons land maak. Ja, ek meen as mens kyk in rugby, is Skalk Brits, wat eintlik 'n haker is, hy was in die tyd van John Smith, so hy kon nie daai myn posie kry nie. Hy het onderraading gespeel, maar dis tog 'n gamble om te sê. En vir my entrepreneurs, ouens wat ek al mee gepraat het, dis altyd ouens wat bietjie van 'n high risk high reward ding is. En as ek na jou kyk, jou storie, ek meen ek het 'n storie wat jy gesê het van jy het letterlik die website se geld dat jy in 'n casino gemaak. So dit is maar, is dit 'n ding wat jy voel jy is maar jou spoed is hoog. Ja, nee, my spoed is baie hoog. Dis presies dit. Ek doen altyd goeders. Ek gaan all out of niks nie. Ek het altyd sê ek goeders ander besighede goed probeer. Dan gaan ek nie all out met dit nie. Dit is soos half sidelines en goeders en niks van dit werk ooit nie. So ek's definitief daai high risk, high reward as ek iets doen. Dus ek hou daarvan om kansse te vat. En al baie verloor deur kansse vat, maar ek dink ek het al baie meer van daai risk wat ek gevat het gewen. Obviously. So Luxury Time is 'n goeie voorbeeld van ja. Hoor jy dan, wat doen jy heidaglik by Luxury Time nog? Is jy wat doen jy nie? Sê wat is deur jou dag? Ja, ek staan in die oggende op, gym, sauna, ysbad, kom ek kantoor toe. Ek wou jou vra oor dit. Dis nogal 'n weird ding. Ek weet nie, maar dis vir my ook 'n groot ding. Ek het ook 'n ysbad by die huis en 'n sauna by die huis. So is dit vir jou 'n ding wat hoekom doen jy dit? Ek weet nie, ek is 'n tipe van 'n roetine mens. Ek hou daarvan om ek voel goed daarna en ek voel dit soos ek switch off, my brein is daar dat ek relax en dan voel ek net ek's gecharge vir die dag. Ja, maar ek dink ek is 'n tipe roetine mens. As ek op vakansie gaan, ek hou daarvan na plekke toe te gaan wat 'n gym het, want ek wil oefen. Ek hou daarvan om te kuier ook. So as ek hard gekuier het en dan wil ek in die oggend vroeg gaan gym. Ja, dan voel ek is nou 'n bietjie uitgebalanseer. Okay, en dan? Ja, dan kom ek kantoor toe. Ek doen meestal, ek sien nie meer eintlik kliënte hier by die kantoor nie, of nuwe kliënte nie. Ons het nou 'n paar mense wat dit doen, so ek het my groep van kliënte wat ek op WhatsApp het, soos ek het 'n WhatsApp groep waarop sê omtrent 200 mense is wat ek so nou en dan stuur ek 'n WhatsApp uit wil iets koop en baie van my vriende, so ek doen baie persoonlike deals met ouens
en dan prys ek al die horlosies. Ons word elke dag seker omtrent 10 tot 20 horlosies geoffer wat mense aan ons wil verkoop en ek maak die pryse wat ons moet betaal. En dit kan jy nou net doen as jy nou 20 jaar se ondervinding het. Ja, so ek hoef nie meer altyd soos ander ouens, hulle gaan kyk op Krone24 of hulle gaan vind uit waarvoor jy goed verkoop en wat jy moet aankoop. So daai is die heel belangrikste gedeelte van die besigheid is jy moet reg koop. Aankoop, Ja, wat as jy daar foute maak dan verloor jy baie geld. Ons het actually nou laas maand ek het miljoene weggegee op potensiële wins wat ons kon as ek horlosies langer kon hou, maar dit is horlosies wat ons 4-5 jaar al in stok het en die goed wou nie verkoop nie en ons het dit op 'n auction gaan verkoop oor see net om ons kapitaal terug te kry. Ons het eintlik bietjie geld verloor, maar ek kan daai geld nou weer in die besigheid insit en weer met nuuter stok vinniger draai. Maar baie ouens sal sien, hulle het nou al daai geld verloor. Ek is ook altyd in daai mindset gewees, as ek 'n horlosie koop, ek weet ek gaan 50,000 wins maak. Ek gaan hom nie ten koste verkoop nie, want ek my geld gemors, so dan hou ek hom vas en eventueel moet jy hom maar laat gaan of jy verkoop hom en dan is jy lucky, maar die markte van horlosies verander so, jy moet maar by dit bly, vinnig wees. Okay, so jy prys hulle? Ja, dan prys ek hulle, stuur die offers uit, dan sit ek maar en doen niks. Tel jy geld? Nee, dan, ek hou baie van advertising, so ek dink aan idees, ek gaan op Instagram en ek kyk ouens wat content create en ek message hulle, ek sê vir hulle, stel julle belang om iets te doen. Ons het nou 'n paar exciting goeders op wat nou opkom, maar ek is dan kyk ek vir geleenthede en soos ek sê, ons het nou 'n nuwe kantoor oopgemaak in Sandton. Ek hou daarvan om die plek mooi te maak binne en sulke tipe goeders. So die klein details, en soos die advertising, social media, ek is heeltyd op Instagram, maak video's, doen posts. So daai goed aan my, ek sê maar my foon is my kantoor. So ek kan huis toe gaan vroeg, maar die werk volg jou die hele tyd. Wat eintlik ook nie lekker is nie, want ek wil nou op 'n stadium kom wat ek 4 uur probeer afswitch, waar jy so baie op jou foon dat jy verloor tyd met jou familie en die mense om jou, want jy is 24/7 werk, maar ek dink dis maar my persoonlikheid. Ja. Het jy, ek vra dit maar baie keer, want dit is nie, is jy soos 'n workaholic? Is dit heeltyd go? Ja, maar ek dink is van, die voel jy altyd jy moet mense nou antwoord. Ek dink dit is die kultuur wat vandag se tyd met WhatsApps en goeders. Soek instant. Ja, mense soek nie, soos e-mails, ek doen nie eers my e-mails op my foon nie. Ek het altyd dit gehad, dis nou net als WhatsApp. So, dit voel as 'n ou jou message en jy reply nie, dan is die kliënt sommer kwaad. Hoekom reply nie? En al my kliënte wat ek persoonlik het, hulle is almal besigheidsmanne, so hulle almal werk in die dag. Hulle is besig met goed. Hulle kom by die huis, lê op die bed, dan begin hulle watches kyk en dan begin hulle my message. So dan daai is moeilik. As jy jou kliëntebasis, is dit recurring ouens? Is dit 'n groep mense wat jy die hele tyd aan verkoop? En hulle verkoop ook, hulle bring dit weer terug. Soos ek het kliënte wat een horlosie, sê nou maar soos jy het net een horlosie, maar jy dra dalk 10 horlosies in 'n jaar. Elke maand bring hom terug, soek iets anderste. Hulle verloor 'n bietjie geld, van die goed kry weer sy geld terug, van hulle maak hulle geld op, dan af hoe vinnig hulle dit draai. Maar hulle is als returning ouens, koop, verkoop, maar dis nie dealers wat gaan verkoop aan ander ouens nie. En hoe lyk die span nou wat jy het? Waar oral is julle en hoe lyk ons is in die Kaap, in die CBD, daar het ons vir Shane en ons 'n nuwe ouetjie daar wat hom help. Vir Marius het ons in Port Elizabeth, in Durban het ons vir Marvin, en nou Pretoria, hier's klomp mense wat hierso is, en dan het ons in Safari en Outdoor het ons ook actually nou so display met ons horlosies in, wat daar,
dis nou in 'n retail environment wat ons eintlik wil doen nie, maar dis goeie exposure vir die besigheid. En dan het ons nou die Sandton kantoor oopgemaak waar ons van hierdie mense soontoe gaan skuif. Waar ek dink ek gaan hierdie kantoor kleiner maak want 80% van ons kliënte is van Johannesburg af. Ja. En dan kyk ek ander opsies wat ek nou actually gisteraand met 'n ouer gepraat het is om in die tuinroete oop te maak. Nice na George kantoor daar te begin. Is dit belangrik dat jy kantore het oral? Is dit maar om die ouens te laat view? Sulke goed. Ja, dit is ek was nooit altyd daar teen, my besigheid was eintlik net online. Soos jy shop jy watch online, ek stuur dit uit maar dit het baie meer toe was my horlosies baie goedkoper. So toe het mense 20-30,000 rand se horlosies net online geshop en dit was vir hom afgelaai, maar nou van ons horlosies baie duur geraak het, wil die ou kom kyk, aanpas en al het ons die ding wat ons sê, ons stuur 'n watch vir jou enige plek in die land, jy kan hom aanpas, as jy hom nie daarvan hou nie, dan laai ons hom op en ons gee al jou geld terug, maar mense wil nog steeds maar aanpas, so dit is belangrik om kantore te hê. Hoe stuur julle hulle na die sites toe? Ja, met couriers. Is dit? Ja, en daar sal 'n hele paar gesteel. Ek wou net vra. Ja, so Dis 'n bietjie risiko. Ja, dis high risk en daai versekering is ook weer baie duur. Baie duur. En jou geskiedenis met versekerings is nie. Nee, is great. baie nie great nie. Ja, hoorie en dan kom ons gaan na daai insident toe. Julle was in 'n retail store in Mainland. Mainland Mine, net hier af Mine, in die ja. pad, ja. En toe robbel jy. Ja, so daai winkel was 3 weke oop. Ons was eers in hierdie kantore hierso. Toe sê ek vir Arno en ek het gedink die volgende stap vir die besigheid is kom ek maak 'n groot retail winkel oop en ons sit waar jy al jou stok op display het en weet dis soos 'n Rolex boutique, maar hier was nou 'n tweedehandse watch boutique waar mense kan inloop en horlosies koop. En ja, die winkel was ek dink letterlik 3 weke oop. En die snaakse ding is ek het net 'n gevoel gehad. Ek het heeltyd so ongemaklik gevoel want hier was ons altyd in die kantoor veilig. Weet mense het afsprake gemaak. Jy kon nie net inkom nie. Daar het ons die winkel gehad waar mense net heeltyd in en uit geloop het of hulle nou jy het nie geweet of hulle actually geld gehad het om horlosies te koop of nie. Kom kyk net. Ja, hulle het net kom kyk en ek het vir 'n hele paar mense gesê ek voel ongemaklik. Dit voel vir my of iets gaan gebeur. Ek weet ek het net so 'n gevoel gehad. En toe ja, na 3 weke wat ons oop was, een middag toe het ek klaar gewerk, toe gaan ek huis toe en seker omtrent so net voor ons toegemaak het. Ek dink daai tyd die retail ure was soos 9 tot 6 of 9 tot 7 en so uur voor ons toegemaak het, snak hier kry ek 'n paniek op my foon van die alarm, dog ek dalk het hulle hom per ongeluk gedruk en ek bel toe die ou en Collins sê vir my nee, ons is geroof, hier het ouens ingehardloop. Ek dink dit was 4 of 6 ouens met gewere en toe steel hulle 90% van my stok. Ja, en toe het ek letterlik daarna ek dink sê 30 of 40 horlosies oorgehad en teruggekom hier na die retail winkel toe. Die versekering het niks uitbetaal nie, niks nie. Ek het daai hele laas dra hom nou nog. Maar ja, so daai was basies 13 jaar se besigheid wat ek opgebou het, wat daar weggevat was. Dit was soos 2 minute toe hulle alles gesteel het, ja. Maar ek was lucky, so daai horlosies wat ek oorgehad het, kon ek weer begin trade en ek het dit weer groter gemaak. So en ek sê altyd vir ons dit was baie sleg wat daar gebeur het, maar ek dink in 'n mate was dit 'n goeie ding vir die direksie vir die besigheid. Waar ons nou ons met die baie appointment onlys en baie van ons kliënte voel ek is nie dis baie besigheidsouens, hy wil nie inloop in 'n winkel nie, hulle wil like het om hier te kom sit, so drink 'n whisky, koop 'n watch en niemand weet wat hy doen nie. So in daai aspek so, maar ek dink nog steeds ons mis baie uit op daai retail ouens, weet ouens wat verby 'n winkel loop, daai impulsiewe koop is. So ek sal nie retail heeltemal weer uitroel vir die toekoms nie. Dis dalk die volgende stap op dalk weer 'n winkel. Ja. Maar Safari en Outdoor is half so 'n ding. Ja, Safari en Outdoor, maar dit is omdat daar's gewere, messe,
bullets, klere. So dit is nie ouens gaan nie soen toe om horlosies te koop nie. Ons kry baie boere en goeder wat obviously nou van die plase afkom en hy sien nie hier's 'n Panerai of 'n Rolex en dan koop hy dit. Ek het 'n storie. Ek dink dit was net amper klaar met skool. Toe gaan ons Botawil toe op vir 'n troue. Maar ek ken toe Rolex en dit is van my passie. Ek het 'n Swatch watch, my eerste horlosie. Dit was wat ek dink dit gebyt het. Maar toe sa 'n ou, is 'n boer, toe het hy 'n Submariner Hawk aan. En dis die eerste keer wat ek ene gesien het in lewende lywe. En daai tyd ek kon sien, ek sien dit en hy het toe ons het mekaar half so okay, ons weet wat dit is. Maar dis half so 'n subtiele ding wat as jy weet wat dit is, dan weet jy wat dit is, maar as jy nie weet wat dit is nie, dan gaan jy nooit besef nie. So dit was my eerste ervaring van, nou jy sê van boere wat dit doen. Sommige aan Botawil ou. En dan voel jy, ek weet dit is weird, jy voel altyd al vir jou ou bietjie ernstiger opvat as jy sien hy het 'n dierhorlosie aan. Ja. Weet jy, dis maar net hoe ek voel, maar dis seker hoor ek hoe horlosie ou is. Ja. As ek sien hier dra oue 500,000 rand Rolex, dan luister ek vir hom. Wat eintlik verkeerd is, want ek sien kliënte wat Apple Watches dra wat honderde miljoene rande sterk is en dan worry nie. Ek wil met jou praat bietjie oor die personeel, want obviously dis nou 'n massive besigheid. Hoe manage jy dit? Jy weet wat, is jy in beheer van die personeel? Ja, maar ek dink ek het baie goeie mense wat vir my werk. Soos almal, dis vriende, hulle sal na my huis toe kom, ons kan kuier saam. So ek is laat hier daai tipe ou wat vir hulle sê, ons is nou groter geword, so ons moes dit nou inbring want ons het meer mense, soos jy het verlof en goeders, maar my ding was as jy wil op vakansie gaan. As jou werk gedoen is dit reg. Ek hou nie al van om, jy kan my mense vra, ek hou nie al van om vir hulle te sê, doen goeders nie, as hulle nie goed doen nie, dan weet ek raak half stil met hulle, so dan kan hulle optel, dinge is nie lekker nie, en dan begin dit so verander, maar ja, ek het glad nie vir my 'n issue of voel soos 'n werk om die staf te manage nie, soos almal weet wat hulle doen, en almal is, ek dink, baie goed in wat hulle doen. As jy moet sê, en ek weet jy een keer sê, daar's 'n ou wat jy, as dit nie vir hom was nie, dan val jy hele besigheid. Is daar mense wat jy jou besigheid ombou? Ja, soos ek bedoel Arno wat nou, Arno sonder hom, hy het saam met my begin die besigheid. So hy was die eerste ou wat ek aangestel het toe ek vir hom sê, toe werk ek nog van die huis af en toe kort ek na iemand om my te help. En toe kom ek en hy na hierdie kantoor toe en ons het so 'n klein kantoortjie gehuur. En hy verstaan al die besigheid, so hy kan nou horlosies prys en goeders. Ek bedoel sonder hom voel dit vir my of als in mekaar sal val. Of nee, hy vat baie workload, dan sal ek weer moet terugkom en weer so hands-on wees, soos wat ek is. Hy kan alles doen basies wat ek kan doen, en hy is eintlik baie goed met die staf. So hy kan vir hulle die praatjies hê wat ek nie wil hê nie. Is jy 'n baie detail ou? Ek sal nie sê detail nie, ek hou daarvan net soos goed, as ek sê dit moet gedoen is, dan moet dit gedoen wees. Ek het op so 'n tipe manier wil hê, dan wil ek hê dit moet op daai manier wees. Soos byvoorbeeld die foto's van ons horlosies. Almal wat soos Casey wat nou foto's neem, Arno hy het eers al ons foto's geneem. Dan verstaan hulle nie, hy neem die horlosie soveel keer af en ek kyk aan dit lyk nie vir my mooi nie. En hulle kan in daai tipe opsig is detail vir my belangrik, maar ek is nie baie soos plekke moet skoon wees en goed, soos my kantoor as jy daar ingaan, dis nie skoon nie, dis net papiere en dis organized chaos. Maar jy het 'n visie waartoe jy gaan. Ek is ook, vir my is dit ook so, ek kan maklik sê, okay, ons gaan, dit moet soontoe gaan, maar ek kan nie minder omgee oor hoe ons daar kom nie. Ek weet waartoe dit moet gaan, Ja, jy create in jou kop iets, en dan hoop jy die eindresultaat is daar. Maar mense is belangrik in jou business, Baie, sonder hulle, ons besigheid is niks, en hulle almal wat vir my werk kom hulle 'n lang pad saam. Jy het
was dit verlede jaar toe jy kapitaal gereis het? Ja, nee, dit was in 2022. 2 jaar terug, Ja. ja. So Fletch Capital het ingekom en dan hoe het dit jou besigheid verander? Het dit die besigheid verander of in opsig van personeel en dan ook hoe jy jou besigheid daaraan? Ja, ons het baie verander van hulle ingekom het. Ek sal sê besigheid baie meer corporate geraak, wat goed is in 'n opsigte, want ons was voor dit nie baie goed met admin en stelsels en papierwerk. Weet, ons het invoices hier gemaak en dan maak jy sommer jou eie invoice nommer. Weet, invoice te maak of whatever. Ons het nie invoice stelsel gehad en so as iemand terug vra waar is 'n invoice, dan kan jy dit nie kry nie en so. Hulle het baie meer sulke sisteme in plek gebring, weet, accounting sisteme. Ons het 2 voltydse boekhouers en CA's wat soos die hele tyd net die somme en goeders doen wat baie help, waar die besigheid het so gegroei dat ek is op 'n stadium waar ek weet nie meer wat so horlosies het ons als in voorraad nie, waar ek kon altyd presies my kop geweet, daai het ek. As iemand vir my vra wat se prys op 'n horlosie het, ek het geweet, maar dit is nou op 'n stadium wat dis net te veel, ja. En hoe die deal met hulle begin? Waar het jy Ek het so in 2021 het ek begin rondvra, want ek het kapitaal gekort, want jy hardloop die hele tyd uit geld uit en die besigheid het te vinnig gegroei op die aankoopgedeelte as op die verkope. So ek het toe meer horlosies aangekoop elke maand is verkoop, so ek die hele tyd uit geld uit gehardloop. En toe het ek begin mense nader en kyk, jy weet, dan kry jy hier en daar ouens wat vir jou sal geld gee, maar die rente of iets wat hulle is belaglik. En die banke wou nie vir jou geld gee, hulle wil nie geld leen teen horlosies as stok nie, wat ek nie lekker, altyd dan sê ek vir ouens, maar jy kan vir 'n ou wat 'n kafee wil oopmaak, 'n 10 miljoen rand se overdraft of so gee, maar jy wil nie vir 'n iets wat vir jou kan wys in hulle boeke, ons maak geld, ons het al die horlosies as collateral, maar kon nooit by die banke geld kry nie, en toe, ek was saam met Fourie Pre op skool, ons is vriende ook al van skool af, en hy is by Fledge, en toe ek sien hy is daar, toe kontak hom, want ek weet, hy hou ook baie van horlosies, en toe begin ek en hy praat, en toe, het seker omtrent so 5 maande gevat van heen en weer, en toe, ja, toe sit ons die deel aan mekaar, en hoe dit werk, hulle gee vir die kapitaal, of hulle waardeer die besigheid, gee vir jou die geld, en hulle het op die oomblik nou 25% aandeelhouer in Luxury Time. Maar ek dink dis wat ek opgetel het ook, dis weer eens jou sirkel wat jy in beweeg. Ja. Dit maak weer die geleenthede oop. Ja, dit maak dit baie makliker om met sulke tipe mense, dit is 'n ou wat ek kan bel of WhatsApp en sê, ja, ons kort iets of iets probleme of iets. Ek moet sê, dit het maak baie meer confidence gegee in die besigheid, is om, waar ek altyd alleen was, weet ek het gevoel, ek het al die stress gedra, en as daar moeilikheid is, het gevoel, alles is op my. Nou kan ek na hulle toe gaan en sê, ons het 'n probleem, help my, of wat stel julle voor, doen ons. So, in daai opsigte het dit, ja, help dit baie. Wat is vir jou sleg van dit wat jy doen? Ja, ek dink om die hele tyd net op my foon te wees. Maar ek, ja, dis wat vir my sleg. En daar's die hele tyd daai onderliggende bangheid vir ons word geroof. Maar ek dink dit kom van die winkels so daar af. Of net weet ons het elke dag mense wat inkom en sê, weet hy is al geroof vir sy watch, sy vrou is geskiet, of hulle is geagtervolg. So daai is die hele tyd die onderliggende ding wat almal hierso ook maar oor worry, en ons gaan elke jaar Desember gaan ons al deur wat, weet Desember is silly season, winkels en banke en goeder word geroof, en dan is ons almal hierso, weet, jy trust amper niemand wat hier inkom nie. So ek sal sê, daai is nie die lekker kant van die besigheid nie, maar ek, ja, dis Afrika. Ja, dis presies dit. Dis crazy, ek het nie gedink is so 'n groot risiko nie. Maar ek dink van kamera af gesê, julle hou niks, of julle hou baie min stok on-site meer. Enige van ons kantore is ons stok baie laag, dis meestal net wat die ouens wil kom kyk die dag. Alles word van perseel afgehou.
by secure plekke en soos kliënte die goed wil kom kyk, dan sal ons dit gaan haal en vir hulle wys en dan vat ons dit weer terug. Soos daar hier nou ouens met klomp gewere aankom, ons wil roof, hulle gaan nie met baie wegkom nie. Ja. Adrian, sê gou vir my die as jy 5 jaar plan het vir Luxury Time, wat sal jy graag wil doen? Dit is moeilik. Ek sal graag weer, dink ek, dalk in retail wil ingaan. Weer 'n groot flagship boutique winkel oopmaak met baie stok en goed in. Ek dink dis waartoe almal maar wil gaan as jy horlosies doen, maar ek sal sê om soos, ek gebruik altyd, seker nou oor Fledge by ons is soos hoe We Buy Cars se model en om weet na daai levels toe te gaan, om net en om die besigheid baie meer automated te maak en meer AI in te bring om horlosies te prys. So ek wil baie meer werk afvat van wat die fisiese mense hoef te doen. So dit amper half meer 'n tech company maak, as jy dit so kan stel. Ja, om sulke goeders te implementeer. Dis wat ek sal wil doen oor 5 jaar, maar dis goed dat actually wat jy baie vinniger kan doen, maar ja, die groter visie is seker maar om 'n winkel te hê en dalk nog 1 of 2 kantore by te sit. En dan maar net om die revenue op te stoot. Want dit kom maar als met advertising en dis duur. Hoorie, sê gou vir my, hoe baie, as ons nou praat oor advertising, hoe baie gebruik julle, sê nou maar, ek weet, soos Driekus wat by die UFC nou is, julle het 'n koneksie met hom, hoe werk dit? Gebruik jy dit baie? Ja, ons het dit, ek kan duidelik sien, soos voor elke fight van hom, dan is ons besig. En mense sien, ons het baie kliënte gekry deur Driekus, wat hom volg en het hulle support hom en sê, of hulle kom hier na ons toe en sê, ons sien jy sponsor vir Driekus, en dan, ja, so daai advertising help baie. Ek dink dis absoluut seker die beste wat jy kry. Vergelyking met, ek dink magazines werk nie meer nie. Ons doen dit nou en dan nog, magazines, billboards, radio, sekere stasies werk, ander werk nie. Daar's maar klomp en social media seker maar die sterkste. En Google, sponsored ads en goeders, dis maar waar jy adverteer. Wat jy doen, ja. Yes, dis crazy. En dan, obviously soos met Driekus, dis 'n internasionale ding. Kry jy baie ouens wat oorsee watches by jou koop? Nee, ons kry, maar daai is ons het horlosies op Chrono24, ek weet nie of jy daai platform ken, ja, so ons lys ons horlosies daar en dan koop mense dit so, maar ons het nie mense wat ons bel, sê hulle sien vir Driekus in Amerika, en hulle watch koop nie. Maar dis nie vir hulle goedkoper om dit hier te doen, nie noodwendig nie, want jou prys wat jy hier maak, is redelik maar standaard prys waar ook al jy sit. Ja, maar op het alles hang af waar die rand en die dollar is en op wat se tipe horlosies. Ek bedoel soos in COVID wat ek baie goed gedoen en ons was toe. Dit was also oor die rand en die dollar en oorsee se mense wat toe by ons gekoop het. Ek weet nie ons het niemand in Suid-Afrika by ons gekoop nie, maar ek het baie oorsee se sales gedoen en dit het actually die besigheid aan die gang gehou daai tyd. Hoe ship jy dit soontoe? Ook maar met koeriers, ja, met DHL, FedEx, UPS. Jy sit daai dingetjie in 'n pakkie en al gat hy. Ja, maar hy's verseker 8 miljoen rand. Ek sê so duur een. Dan klim jy jouself op 'n vliegtuig en kan laai hom af, ja. Hoorie, jy travel baie. Is dit 'n ding? Ja, ek gaan nie meer so baie vir horlosie. As ek gaan travel vir watches, dan gaan ek gaan sien ander dealers en goeders in ander lande en hooplik maak ons 'n koneksie en daai ouens dis baie duurder het dit geraak vir my om oorsee te koop. So ek koop eerder die stok hierso en ons kan dit verkoop aan oorsee se dealers of aan end users. So dan werk maar die beste as jy ou daar gaan sien en vir hom sê, hoorie, ons is Luxury Time in Suid-Afrika, want ek is op baie WhatsApp groepe oorsee waar
Amerika, Europa, UK. En sodra ek hulle daar adverteer en hulle stel belang en hulle hoor ek is South Africa, is hulle, oh, you're from Africa. En dan val ons plat. So ons Afrika het nie 'n Goeie reputasie. reputasie daar buite nie. Yes. En dan sê gou vir my, jy persoonlik, wat wil jy nog doen? In wat so opsigte? Nee, in besigheid, is daar nog, dink jy gaan, is al jou fokus op Luxury Time, of is jy besig met nog projekte? Ja, ek was actually nou onlangs gelukkig, ek het 'n besigheid begin, seker 10 jaar terug. Ek het die besigheid nie ek het begin net die brand geskep en die besigheidsnaam is Bidship. Dit was 'n trokbesigheid wat hulle doen vervoer. En ek het ek gesien op dit was 'n oorseese, daar was so 'n ding op Discovery Channel geweest, want dan stuur hulle trokke leeg soontoe en dan kyk hy op sy foon op die app, dat daai trok hy moet weer terugkom en dan maak hulle hom so vol met loads. En toe het ek daai so besigheid geregistreer en die logo goed create en toe bel haar ou my van uit die bloute uit die Kaap uit, toe sê hy vir my hy het ook 'n besigheid geregistreer, Bidship. Hy sal die naam by my koop. En ek dink daai tyd toe sê hy vir my, sal my R100,000 gee. Sê ek vir hom, nee, ek sal eerder 'n aandeelhouer in jou besigheid wees en dan kan jy aangaan met dit. En toe gee hy my 10% in daai besigheid en hy het daai besigheid opgebou na 'n baie groot besigheid toe vandag en hy het actually my 10% uitgekoop so 'n maand terug en dit was nogal baie geld vir wat dit was en ek kan nie glo wat hy gedoen het met daai besigheid nie. So ek sal like om weer in so iets betrokke te kan raak, maar ek het begin met ek het my eie watch brand probeer create, maar dit was nou voor Fledge gekom het en weet hulle sal nie betrokke wil raak met, want daar's baie geld wat ingaan om 'n watch brand te create en weet hulle wil nie iets probeer wat dalk nie gaan werk nie en ek kan dit nie met my persoonlike geld doen nie, want dit is net te veel geld. Maar ek het dit begin die hele tyd die geld in my besigheid te gebruik en hierdie brand te bou. Ja, so daai was 'n droom vir my. Hooplik kan ek dit weer eendag doen, maar 'n watch brand meen en dan maak jy die ons het 'n prototype hier actually wat ons gemaak het wat ek dink is een van my duurste horlosies wat ek het, maar dit gaan oor al die geld wat daar ingegaan het om die hele brand te create. Ek het 'n ou gekry wat een van my vriende ook, hy het by Cartier gewerk in Frankryk. Ek dink Cartier en Jaeger LeCoultre, en toe het hy vir my die watch begin, ons het hom develop, hele case gedesign, alles op papier gemaak en toe het ons eventually oor see gegaan, 'n plek gekry om vir ons horlosie te maak. En so ek sit met een van daai prototypes. En die geld wat daar ingaan het om daai horlosie te kry is amper soveel soos 'n Richard Mille. Yes. Ja. Maar dit is duur om net eers daar te kry. Ja, maar as jy hom daar het en jy kan dit begin verkoop vir R500,000, want daai was ons mark. Ons wat die horlosie sou R500,000 gekos het. So dit was en dan verkoop jy 10, dan het jy klaar 5 miljoen. Yes. So ek dink hy sou gewerk, ek weet nie of dit sou gewerk het nie, maar dit is baie high, daai is super high risk. Daai is soos om roulette te gaan speel by die casino. Dis jou game, man. Jy Ja. gaan. Yes, dis exciting en it is amazing dat jy nog kan sien en wil, maar ek dink is in jou natuur. Ek dink dit is Ja, maar dis wie jy is. ek dink jy moet maar doen half in die rigting wat jy in is. Ek kan nie soos ek dink ek sal nou kan begin so 'n trokbesigheid doen of Heeltemal iets ja, buite in. ja, so dit sal half in my rigting moet wees. Ek het ook lank voor, of nie eers, toe ek Luxury Time begin het, ek saam met 'n ander oue outfitting besigheid gehad en was niks betrokke daarbey nie, maar dit is ook iets wat ek hou van jag. Ook 'n paar rand ingebring, maar dis nie iets wat ek nou weer sal doen nie. Dis crazy. Ek dink nou dat jy praat van jag, ek dink aan safari en outdoor. Dis dieselfde in jou besigheid. Ouens spend verskriklik baie geld op luxury items, soos jag ook. Jag is eintlik 'n belaglike, ek meen as jy kyk wat jy betaal vir dit en wat dit is,
maar tog is hulle stokperdjies. Dis dieselfde met karre ook. Karre, ouens betaal ridiculous baie vir sportskarre, maar dis eintlik is goed Dit is maar 'n manier hoe ouens hulle self reward. dink ook so, ja. Jy werk hard, jy wil naweke wil jy lekker goed gaan doen en as jy baie geld het wat anders, jy gaan jag, koop 'n lekker kar, koop watches, drink whisky, hou vakansie. As jy nie dit gedoen het wat jy nou doen nie, wat sê jy doen? Ek weet nie, ek het by my pa gewerk by sy petrol garage. So ek sou seker dalk daai tipe rigting gegaan het, maar dit was iets wat ek glad nie van gehou het nie. Ek hou nie al van om met mense te werk. Daar het jy met baie mense gewerk, die hele tyd. Hier sit anders te, weet soos ek sê, elke ou doen sy eie ding, maar ek het nie dis nie iets in my om in 'n retail environment te wees en die hele tyd met mense te praat en met honderde staf te manage en goeders, dis nie wie ek is nie. Wat is jou, wat sê doen jy goed? Nie besigheid, of waarmee is jy goed? Ek dink ek vat die regte risks en ek is goed dink ek om te voorspel wat gaan gebeur in 'n mark of wat ek kan sien in my kop vorentoe. Ek dink daai is nog 'n sterk punt wat ek het, is om te kan anticipate, maar ek dink daai kom amper al van my cricket daar af waar ek altyd ek kan nie sê big balls gehad het en BMT gehad het wat so As die druk op is. Ja, as die druk op is ek nogal goed om dit te ons al baie en dan sê ek 'n groot druk situasies met die besigheid en goeders en dan kom ek al deur, maar dan sit ek weet nie, ek dink oor ek hou aan en goeders kry my nie maklik onder nie. Ek dink ons gaan amper klaarmaak. As jy moet as jy dis baie keer 'n moeilike en is 'n alleen game om 'n entrepreneur te wees. Wat motiveer jou as jy die slegte dae kry? As jy heeltemal gatvol is en jy sien nie meer kans nie. Kry jy sulke dae? Ja, baie. Nee. Baie, dink jy net ag Jesus, dit is nou weer dieselfde probleme oor en ja, so dit motiveer. Dis weird, elke keer as ons so 'n horlosie verkoop, dan voel ek soos, ja, ek voel happy. Ek dink, daar is my, en as ek self 'n horlosie verkoop aan my vriende en op my WhatsApps en goeders, dan, ek weet dit is amper soos 'n drug, jy voel goed daarna. Ja, so ek dink, dis maar my motivation en my feel good as ek self sales ook doen. En jy het nou gepraat van, jy is nogal 'n gedisciplineerde ou, jy hou van routine. Het dit 'n want ek het al baie ervaar ook, as jy moet net weer deur die emotions gaan. Jy moet net weer dieselfde ding doen, want jy kry dae wat dit regtig sleg gaan. Maar dan om net weer dieselfde routine te doen en dieselfde goed te doen, weer terug na die basics toe. Is dit 'n ding wat jy sal sê is die moeite werd? Ja, nee, verseker. Ek dink as ek moeilike tye het of as die tye goed gaan, ek doen nou altyd myselfde tipe routine. So ja, ek dink daai help 'n ou definitief. En ek het die laaste ruk ook jy begin mediteer. Soos elke oggend sit ek net 15 minute oorfone in, sit in die sauna en soos dit voel of my kop skoon is en dan reset jy jouself. So dit, ja, klein goedjies. Just. Adrian, so baie dankie. Dit was regtig 'n amazing voorreg vir my en Richard. Ja, yes, dit is 'n massive. En mag dit goed gaan. Mag jy. Thanks. En dankie dat jy 'n kliënt is van ons. Ja, ek het al hier gekom draai. Ja. Ek gaan nog 'n paar keer, ja. Yes, good. Thanks baie. Who is more likely to forget where they parked the car? Jy mag nie comment nie. Jy moet wys. Kan ek myself ook Jy kan, ja, jy moet.